Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons weer vanmôre kan saam wees. Nou dis Vrydag. Die week is verby, is nog net vandag wat oorbly, dan is daar weer 'n naweek waar u heerlik kan rus en kan u batterye herlaai vir die week wat voor lê. En ons vertrou dat ons mekaar Sondag by die huis van die Here sal sien, dat ons die Here saam sal aanbid en eer en lof en dank aan sy naam sal bring. Nou ons is tans besig met 'n kort reeksie wat handel oor die boek wat die toets van tye deurstaan het. U sal onthou ons het begin daar uit 1 Timoteus 1:15 wat vir ons leer, dis 'n betroubare woord en werk om ten volle aangeneem te word. Vir u gesê, daar is een boek in die wêreld wat kop en skouers uitstaan bo enige ander boek, en dis die Bybelboek, omdat dit juist deur die Heilige Gees geïnspireer is. Nou ons het bietjie gekyk na die getuienisse aangaande die betroubaarheid van die woord van die Here self, en ons begin by die Here Jesus self, wat vir ons baie duidelik sê dat sy woord en die woord van God betroubaar is, en dat hierdie boek dan ook geglo kan word in sy totaliteit, en dat dit ook nuttig is vir ons as kinders van die Here, en dat die Here Jesus self hierdie boek gebruik het tydens sy aardse bediening. Nou ons het so 'n bietjie gekyk ook na eksterne bewyse, ons het bietjie gekyk na die profetiese akkuraatheid van die Bybel. U het daarin gesien hoe die Bybel profeties akkuraat is en dinge 300 en 700 jaar vooruit kon voorspel het, en dit het presies so in vervulling gegaan. Ons het gekyk so bietjie na die manuskripbewyse. Vir u gesê, daar is geen antieke boek wat so goed behoue gebly het soos die Bybel nie. Ons het bietjie gekyk na die argeologiese data. Vir u gesê, al hierdie goed bewys nie die Bybel as waar nie, maar is vir ons 'n mens wat soms twyfel, net so bietjie ekstra getuienis om vir ons te sê, luister, laat daai twyfel van jou tot rus kom, want daar is geweldig baie bewyse dat God se woord die waarheid is. Die argeologiese data is amper soos die klippe wat uitroep om vir ons te sê, luister, God se woord is die waarheid, omhels dit, glo dit, vertrou dit met jou hele wese, want dit is deur die Heilige Gees van God self vir ons gegee. Nou ons gaan vanmôre so 'n bietjie stil staan by die gedagte van die wetenskaplike vooruitskouing van die Bybel. Die wetenskaplike vooruitskouing van die Bybel. Nou vriende, ons gaan die Bybel nie wetenskaplik probeer bewys nie, want 'n mens bewys die Bybel nie wetenskaplik nie. Ons het klaar vir u gesê dat die Bybel reeds bewys is, en dat al hierdie bewyse van die Bybel vas staan, en dat die Bybel nie deur 'n wetenskaplike proses gestuur kan word nie, maar juist deur die wetlike proses, soos 'n mens dan getuienis moet lewer in 'n hof, so is God se woord ook een wat getuienis gelewer het oor die akkuraatheid, en ons kan dit met ons hele hart glo. U is welkom om die voorafgaande boodskappe te luister. Nou as u die boekie van Dr. Ankerberg en Weldon kry, Facts on the Bible, dan sal u die kosbare waarhede sien, waarvan ek dan ook in hierdie dae met u praat. Nou hierdie twee professore het hierdie boeke geskryf, Facts on the Bible en verskillende ander boeke, wat vir ons wys dat God se woord akkuraat, juis, vas en waar is, en 'n boek wat die toets van tye deurstaan het. Nou kom ons kyk gou na die wetenskaplike vooruitskouing as 'n bewys dat God se woord akkuraat, juis, vas en waar is. Nou vriende, as 'n mens geskrifte van antieke godsdienste lees, sal jy byna elke maal 'n groot klomp wetenskaplike onakkurate mites vind. Nou as jy al bietjie navorsing gedoen het en bietjie gelees het oor antieke godsdienste en godsdienstige groepe, sal jy agtergekom het, hierdie mense het, kom ons gebruik maar die Engelse woord, weird dinge geglo. Hulle dinge kwyt geraak oor die wetenskap en oor dinge wat plaasvind op aarde wat absoluut klomp snert is. Die Bybel is heel anderste. Die Bybel is vol wetenskaplike akkurate voorspellings wat lank reeds voor dit ontdek is deur wetenskaplikes in die Bybel opgeteken is. Ons dink aan Dr. Henry Morris. Hy het 'n boek geskryf van so plus minus 500 bladsye. Die boek se naam is A Biblical Basis for Modern Science, en daarin skryf hy baie duidelik. Hy sê die Bybel verskaf voorbeelde uit die fisika, sterrekunde, oseanografie, die aard van die hidroliese siklus, die mediese wetenskap, geologie en biologie, en daarom is die wetenskaplike voorkennis uit die Bybel aangrypend. Nou hy is nie die enigste man nie. Dr. Wilder Smith skryf, dis 'n man wat 3 doktorsgrade in die wetenskap verwerf het en boeke geskryf het soos The Natural Science Know Nothing of Evolution,
Hy het 'n boek geskryf, He Who Thinks Has to Believe, en The Creation of Life skryf, baie vooraanstaande wetenskaplikes en filosowe uit die verlede en die hede het die hele Bybel aanvaar omdat hulle werklik daardie kwessies nagevors het. Ons leef in 'n postmodernistiese tyd, 'n humanistiese tyd waar die wetenskaplikes dink dat hulle slimmer as God is. Hulle is eenvoudig, vriende, hulle is mense. En selfs in hulle navorsing maak hulle soms foute, en baie van hulle het al tot bekering gekom, en hoeveel van hulle wat die evolusie omhels het 'n paar jaar terug, verwerp dit vandag, omdat hulle besef het dat dit 'n klomp mites was. U sien, God se woord staan vas dat hy die skepper is, en ons sien ook kosbare wetenskaplike akkurate dinge wat in die woord van die Here opgeteken is. In die boek The Creator Beyond Time and Space skryf die skrywers, meer as in enige ander tydperk in die geskiedenis, kan daar in die 20ste eeu aangetoon word dat die Bybel 'n kundig saamgestelde stelsel van boodskappe is wat van bonatuurlike skepping getuig. Is dit nie kosbaar om te sien hoe wonderlik God se woord is nie? En u sien, Dr. Ankerberg en Weldon skryf daarop bladsy 95 en sê, omdat God sê hy het alles geskape en dit meedeel aan sy knegte, daarom kan ons ook hierdie waarheid in sy woord dan vind. U sien, die Here het dit aan sy knegte geopenbaar, dit in die woord opgeteken, en daarom kan ons dit glo, en daarom kan ons dit ook ter harte neem. 'n volgende gedagte wat ons vinnig met u gaan hanteer is die wetlike bewyse dat God se woord die waarheid is en dan ook die toets van tye deurstaan het. Nou vriende, reg deur die eeue het geleerdes die Bybel onderwerp aan baie navorsing, kritiese evaluering en beoordeling. Normale sonder taal moes hulle maar erken dat daar genoeg wetlike bewyse in die Bybel is om bo redelike twyfel te weet en te glo dat dit die woord van God is. En ek gaan vir 'n paar van hierdie bevindings net lees. Hugo Grotius, wat as die vader van die internasionale reg beskou was, het 'n boek gepubliseer na sy bevindinge met die titel The Truth of the Christian Religion. 'n baie besondere boek wat hy dan ook geskryf het. 'n man met die naam van Edmund Bennett was vir meer as 20 jaar dekaan aan die Boston Universiteit van Regte en het 'n boek geskryf waarin hy die waarheid en juistheid van die Bybel erken. Die regsgeleerde Irwin Linton skryf, so vas en seker is my oortuiging, dat enige een wat nie die konservatiewe evangeliese geloof in die Bybel en die Christelike geloof met sy hele hart aanvaar nie, dit nog nooit gelees het nie, of dit vergeet het, of dit nog nooit in staat was om die onweerstaanbare mag van al die bewyse waarop so geloof berus na waarde te skat nie, en beslis glad nie in staat is om dit te weerlê nie. Ons kan dus nie anders as om tot die gevolgtrekking te kom dat dit onkunde is en beslis 'n element van ongeloof. En dit is die geval selfs al is die ongelowige 'n prediker wat veronderstel is om hierdie onderwerp te ken. U sien vriende, die wetlike bewyse van die Bybel is waar. God se woord is geskryf en deur al die toetse waardeur hy gegaan het, het die Bybel soos goud tevoorskyn gekom. Ek vra vanmôre vir jou, glo jy God se woord is die waarheid? In die eerste plek omdat God so sê, maar ook dan omdat u geloof versterk word deur hierdie eksterne bewyse en deur hierdie getuienisse wat ons nou vir u genoem het die afgelope paar dae. Ons gaan môre ons reeksie afsluit deur nog so 2 of 3 gedagtes in die midde te laat. Maar my gebed is dat u sal buig en net weer opnuut sal sê, woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig, vas en waar, woord onfeilbaar, ver verhewe, deur God aan ons geopenbaar. Ek wil vra dat u die Bybel sal sien vir wat dit is, 'n boek van God vir die mens om hom te leer ken, om tot sy eer te lewe. Mag u en ek die Bybelboek bestudeer, mag ons tyd neem om dit te lees en mag ons harte tot rus kom om te weet dat hierdie boek betroubaar is en uitstaan bo al die ander boeke in die wêreld as die enigste boek wat deur God self vir ons gegee is.
'n mooi dag vir u verder, 'n mooi en 'n geseënde Vrydag en kom veilig by u huis. En ons bid vir mekaar en ons dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Mooi dagie verder. Tada.